Ek wil dan sommer so begin om te sê goeiemôre aan almal en dit is lekker om deel te kan wees van hierdie reeks. Skalk ons het nou die voorreg om vandag so 'n bietjie saam met jou te gesels en te luister en te leer en saam te ontdek. En ek wil as dit reg is, gaan ek sommer so ietsie van jou sê. Dalk ontdek jy iets nuuts van jouself, ek weet nie. Ja, Ehm lief, sê alle goeie goed. Maar ek hoor hulle skryf dan mooi goed van jou. Maar ek wil sommer net so sê vir die wat jou dalk nou nog nie ken nie. Ek sien jy het so 'n verlede van 20 jaar iewers Mosambiek, plakkerskampe, Middestad bediening. En tans is jy, as ek reg verstaan, diensleraar by Fontainebleau gemeente met die fokus gemeenskapsbetrokkenheid. En dan het jy die voorreg om getroud te wees met Marley en is ook haar voorreg. En dan is jy ook 'n pa van 2 seentjies as ek reg. Nee, van Skalk Ja, en Christian. Jou groot passie lê by die bevordering van geregtigheid en die betrokkenheid natuurlik van die beter einders. Ja, ek sien hulle skryf hier, hulle sê jy hou van bome, perde, skryf en van bad. dit is baie snaaks. Ja, So ons neem kennis is waarvan jy baie hou. En dan natuurlik jou boek is vir baie van ons nie vreemd nie. Ons het hom al gesien in boekwinkels, Beter Einder. So die van julle wat dit dalk nog nie onder oë gehad het nie, asseblief gaan soek daarna, kry hom. 'n Boek wat 'n ou help om so 'n bietjie te dink oor hoe ons as Suid-Afrikaners kan floreer binne in die samelewings waarin ons leef. Ons word so 'n bietjie gemotiveer om verskilmakers te word. En ek dink veral in ons blanke konteks, nê, hoe om beter met ons medemens en ons gemeenskap om te gaan, soos hy verander of hoe hy anders te lyk as wat ons hom dalk gewoond was aan. En wat om met armoede te maak en dan die blote feit dat ons sal glo dat ons steeds 'n verskil kan maak. En dit het so met jou pen gekom. So dit is dan vir my 'n wonderlike voorreg vandag saam met jou te gesels oor hierdie tema van mapping. En dat jy vir ons dalk so 'n bietjie daarmee mag help. So ek dink ja, as jy dalk so ietsie vir ons hallo sê en so ietsie van jouself sou wou sê wat ek dalk oorgeslaan het of jy dink ons behoort te weet. En dan val ons weg, dink ek sommer so met ons eerste vraag. ja, baie dankie vir die inleiding. My seentjies is 2 jaar oud en 4 jaar oud. So ek was al oud toe ek die eerste keer getrou het. So ek is so half die pa en die oupa in een. Maar gisteraand het hulle geslaap, so ek hoop ek sal daarom sin kan praat vanoggend. Lekker om 'n gesinnetjie te hê. Ek het baie rondgeswerf en ek dink dit is ook goed om te sê buite die kerk en deesdae binne in die NG Kerk waar ek groot geword het. So ek is aan die een kant 'n teoloog, maar aan die ander kant het ek 'n meestersgraad in ontwikkelingsstudies. En dis hoekom met my aangetrek het om 'n diensleraar te word, nie as 'n halwe leraar nie, maar as iemand wat by die universiteitsklas gegee het en 'n ander loopbaan het buite teologie en om ook daai gawes in die kerk in te bring. En ek dink ons sukkel baie keer om aardse, alledaagse woorde te kry vir die evangelie en om dit prakties uit te leef. So ek dink onbeskaamd hoekom ek ja gesê het om die boek te skryf, hoekom ek in die NG Kerk is, hoekom ek in hierdie Zoom oproep is ek dink ek is anders in die sin dat ek het 'n ander loopbaan in 'n ander akademiese veld buite in teologie en dis vir my heerlik om daai twee wêrelde saam te bring. Die boek en vanoggend, ek dink NG mense, wit mense, Afrikaners, almal mense is baie oulik en goed. En ek dink ons doen nie wat ons kan doen nie omdat ons nie wil nie of omdat ons nie gesofistikeerd genoeg is nie, maar die eenvoudige vraag van hoe doen ek iets is baie keer die struikelblok. So as jy my boek is nie daar om jou iets te laat verstaan nie, dis daar om jou iets te laat doen en die hoe te verduidelik. En vanoggend as ons praat oor mapping of gemeenskapskartering, as jy daarvan hou, dan moet ons by die hoe uitkom, want ek dink dis gewoonlik die ding wat keer dat iemand dit prakties implementeer in hulle kerk of in hulle ding is,
Hulle verstaan dit kind of, maar hulle weet nie regtig hoe om die bil by die horings te pak nie. So jy moet my vanoggend help dat as ons hier wegloop, dat ons die vraag van hoe voldoende geantwoord het. Voldoende geantwoord. Baie dankie. Ek wil sommer so ter wille van ons gesprek, want dis tog wat vanoggend is 'n lekker saampraat. Ek wil vra ouens wat inskakel, as julle wil vra asseblief, julle is welkom om dit in die chat kolom te skryf en dan ook soos wat ons die vrae hanteer. So voor ons na 'n volgende vraag toe sou gaan, dan sal ek dan uiteraard dan kan ons van daardie vrae 'n bietjie antwoord. So asseblief neem deel ook aan die gesprek en moet ook nie huiwer om ons te onderbreek nie as dit ek verstaan van Skalk dit is jy's gemaklik daarmee as ons dit so sou doen. Ek wil graag dan Skalk, ek dink as ons begin met hierdie gesprek of saamgesels vanoggend, dink ek moet mens dalk begin by 'n begrip wat dalk vir ons onbekend kan wees. As mens sê ek luister daarna of ek probeer iets daarvan verstaan om 'n hoe te antwoord, dan dink ek moet mens dalk begin by wat is asset-based community mapping? Wat is dit? As jy vir 'n leek sou verduidelik. Iemand wat sê ek weet niks daarvan af, wat sou dit wees? Ja, lekker. Ek dink dit is 'n behulpsame vraag want baie mense raak die mekaar as hulle dit hoor. So voordat ek oor die asset-based praat, wil ek net eers sê teologie is goed om te verstaan wat is 'n metafoor en 'n simbool. So die oomblik wat ons praat oor mapping, kartering, ek gaan maar deurgaans praat van mapping vanoggend want kartering voel vir my verskriklik. So ek gaan praat oor mapping. Die oomblik wat ons praat en sê ons is doenig met mapping, met maps, dan moet ons verstaan dis nie die einddoel nie. Dis net 'n stukkie gereedskap vir ons om by ons diepere werklike waarhede uit te kom. So ek het nie 'n passie vir mapping nie. Ek het 'n passie vir dit wat gebeur aan die einde van die proses. Maar soos wat jy 'n meganisme het van 'n 20 minuut preek op 'n Sondag op 'n kansel, so is daar ander meganismes om die boodskap en die werk gedoen te kry. So mapping is 'n alternatiewe manier, maar dis nie 'n vreemdsheid wat met iets anders besig is as die evangelie en as ons roeping as 'n kerk nie. So dis die heel eerste ding wat ek wil sê. Nou, ek hou daarvan om in die Drakensberge te stap en ek het 'n GPS en ek het nog in die dae groot geword van kaartboeke in die kar. So ek wil net vinnig sê, 'n kaart, hoekom ons mapping doen? 'n Kaart wys vir jou 'n prentjie van wat gaan aan. As jy na 'n kaart kyk, is daar inligting op en jy raak slim, jy sien wat aangaan om jou. En dan as jy met kaarte werk, weet ons hoe belangrik dit is om dadelik te verstaan waar op hierdie kaart is ek nou. As jy nie van kaarte werk nie, dis dieselfde in die winkelsentrum. You are here. En dan wys dit vir jou 'n kaart van die winkelsentrum. So wat gaan aan oral? En waar is ek tans? En dan gebruik jy eintlik 'n kaart om ergens uit te kom. So dis 3 baba stappies wat ek nou noem, maar jy sal verbaas wees hoe die mekaar dominees raak oor daai eenvoudige konsep van wat gaan aan? Waar sou is ek? Waar's ons gemeente en waantoe moet ons beweeg? So ons praat van community mapping omdat ons dink 'n map is 'n nuttige meganisme om vir ons te sê wat gaan aan, waar is ons en waantoe wil ons gaan. Nou asset-based en ek dink die prentjie, so ek vra vir geduld. Jy gaan dit al hoe beter verstaan hoe meer detail ons deur hierdie gesprek gee. So as jy nog so bietjie de mekaar is, as ek die proses nou verduidelik, gaan dit vir jou nog meer sin maak. Ek wil nou net die klemverskywing doen. In die ou dae het besighede en selfs kerke het dit nageaap. As jy 'n verskil wou maak, dan jy begin met 'n need analysis, 'n analise van nood of van wat is fout, probleemstelling, en dan het jy 'n plan beraam, geld gekry en dan het jy die nood opgelos. Dit was vir jare in die ontwikkelingswêreld die status quo is om te begin by wat's fout en hoe maak ons dit reg. Asset-based community development begin met wat is reg en wat is goed. So jy het 'n nuuskierigheid
wat in my dorp of in my woonbuurt of in my land eerstens belangstel, wat is mooi, wat is goed, wat is fantasties. Kom ons dokumenteer dit, ons bou 'n kaart van wat goed en mooi is. En ons bou van daai energie af vorentoe. So in mapping is dit amper 'n sonde om te begin met lysies van wat's fout, want jy saboteer jou eie proses. Jy wil 'n positiewe energie skep, dis nogal tegnies uitgewerk, maar 'n asset-based community development en asset-based community mapping sê ons is speurders wat wil kyk wat is goed, en in teologiese taal natuurlik is dit, ons wil 'n meganisme kry vir ons kerk om uit te vind waarmee is God besig. Soos God my hier geplant het in hierdie kaart, het hy ook ander dinge geplant, ander mense, ander plekke, selfs 'n boom of vir dit of vir dat. So ons is nuuskierig oor wat gaan aan om ons, maar ook vanuit God se perspektief, waarmee is God reeds besig? Dis wat ek wil uitvind. En as ek nie daai harde werk wil doen nie, kan ek baie maklik arrogant oorkom. En dan kritiseer mense die kerk en sê ons dink ons is 'n Messias of dit of dit. So asset-based mapping het eintlik 'n baie nederige postuur wat sê voordat ek met enige planne kom, wil ek leer om anders te kyk met respek. Dink die woord dien beteken om weer te kyk. So mapping leer ons prakties om weer en weer te kyk, nie dadelik te praat nie, maar om te luister. So dit sit ons in 'n postuur van minder slim wees en meer nuuskierig wees. So ek dink dis hoekom ons met kaarte werk, dit leer ons 'n ander spier. En dan die verskil tussen community mapping en community development is die kaartgedeelte is net 'n stuk gereedskap aan die begin, maar op die ou einde skep ons fisies 'n nuwe gemeenskap. Baie van ons kerke is in woonbuurte, maar nie in gemeenskappe nie. Die platteland kry dit gewoonlik beter reg as die stede, maar selfs in die platteland, jy is nou maar op daai adres, maar jy tel nie werklik as 'n gemeenskap nie, want jy gedra julle nie soos 'n gemeenskap waar almal mekaar ken en met mekaar doenig is asof ons 'n groot familie is nie. So ek dink ons skep met community, asset-based community mapping is eintlik asset-based community development waar ons die community develop, ons skep en bou 'n nuwe gemeenskap wat gebaseer is op netwerke natuurlik, vriendskappe natuurlik, maar koneksie waar ons regtig mekaar diep ken. En daai is heeltyd die oogmerk wat ons in ons agterkop moet hou, selfs al raak ons tegnies besig. Ek dink is so, ek dink dit antwoord die vraag goed. As daar iemand is wat so ietsie wil vra tussenin, asseblief doen so. As ek dit sou van my eie kant af sê probeer verstaan, is dit daai ding om te besef dat wat sou ek beskou as my gemeenskap? Dis iets, want 'n mens kan baie maklik verval in 'n ding om te sê maar my gemeenskap is eintlik eksklusief binne in 'n groter konteks. Maar dat hierdie community-based mapping ou eintlik help om te sê nee man, ons moet iets verstaan dat 'n gemeenskap bestaan uit soveel meer waarvan ek 'n deeltjie is. Nee, dis verstaan ek reg. Ja, en die kerk is 'n rolspeler, net soveel soos wat die laerskool en die hoërskool en die Indiërs is Pazza Shop en die korporatiewe mense. So wat moet gebeur met community mapping as jy sien die hele prentjie en die kerkgebou is een spikkeltjie en elke lidmaat se huis is een spikkeltjie op hierdie kaart, maar en dis hoekom ek sê dis eintlik 'n baie nederige oefening, want ons sit ons in 'n konteks van ons gemeenskap is groter as net ons kerk en ons visiestelling en selfs al die ander kerke. Partymal sal jy verbaas wees, ek dink ons het in 2 kilometer het ons 30 kerke naby aan ons. En is in 'n manier dalk arrogant om te probeer aankarring sonder hulle. Nie as hulle te groet nie, nie as hulle te ken nie. Ek wil gou net ek wil 'n versietjie aanhaal. In 2 Konings 4, julle ken dit.
Is daar 'n probleem in 'n huis en hulle roep vir Elisa in en sê die is dood en die het skuld en hulle wil die seun slawe maak. Is eintlik verskriklik mooi metafories. Maar dan kom Elisa na die vrou toe, die weduwee, en hy sê vir haar, wat het jy in jou huis? So die oplossing van die man van God is om haar in te kom en die vraag te vra, wat het jy in jou huis? En dis hoekom ek trots is om 'n Christen te wees, want ek het nou die nuutste ontwikkelingsgoed geswat in die wêreld, maar duisende jare terug is die geheim klaar in die Ou Testament vir ons. As daar 'n probleem is, dan begin jy met die vraag nie wat is fout nie. Jy begin met wat het jy in jou huis? En sy sê nee, ek het niks nie. Ek het eintlik net 'n ou klein kannetjie olie. En wat het jou bure? Nee, hulle is net so useless soos ek. Hulle het ook niks nie. Het hulle regtig niks? Nee, hulle het darm leehouers. Nou niks klink meer pateties as ek het net leehouers nie. Maar tussen haar bietjie olie en die bure se asset, né? Die bure se leehouers doen God hierdie ongelooflike wonderwerk en hy die vrou raak ontslaaf van haar skuld en volhoubaar en hulle gaan vorentoe en alles is gefiks, maar dit het begin met wat het jy in jou huis en wat het jou bure en dit wat nietig gelyk het die fondasie geword vir 'n transformasie van die huishouding, die ekonomie, die gemeenskap. So daai as jy ooit nou verveeld is, 2 Konings 4 se storie pas perfek by asset-based community development en die mapping deel help ons maar net om dit raak te sien. Wat het ons wat ons miskyk? Wie het ons wat ons miskyk? Dat die kerk is nie 'n gemeenskap op sy eie nie, maar is deel van 'n gemeenskap. Totaal en al. Ons het so 'n model by ons kerk gebou wat hulle die kerk gebou het met parkering en so. En dan alles om dit in die modelletjie is net blank. Daar's niks. Daar's nie mense wat rondloop nie. Ons het nie bure nie. Ons is net so dingetjie wat so 'n UFO wat geplant is. En as ons moet eerlik wees, meeste gemeentes operate so. Jy dalk jou sendeling in Sri Lanka of Mosambiek en jy het nou een of ander verhouding met een of ander charity in die township, maar hoe in my ervaring sukkel kerke om te verstaan, God het ons ook in hierdie woonbuurt geplant, hierdie woonbuurt wat nou so verander het. En ons het agtergekom, ons woonbuurt het ons eintlik op so 'n manier gegroei dat dit die kerk uitdruk soos 'n pysie. En as ons verras as die kerk sy deure toemaak. Maar ons het agter geraak en ons het nie meer deel gewees van ons gemeenskap nie. So kerke wat swaar kry, ek sê nie jy moet hierdie goeders doen vir eie gewin nie, maar 'n gevolg is altyd ook 'n eie gewin waar jy relevant is, geliefd is, 'n rol het en waar daar 'n positiewe groei momentum is oor hoe jy jou gedra in jou gemeenskap. So ek dink hierdie goed het ook 'n verband met mense nou dalk kerkgroei of ietsie sal noem, maar ek hou daarvan om te vra die relevantie van my in my gemeenskap. En mense soek nie daar preke nie, mense soek daar praktiese naaste liefde en liefde vir vyande wat hulle kan voel en kan sien en kan respekteer. Ek wil dan nou eintlik so vra, as mens nou sê mens probeer 'n mens se kop kry oor hierdie gedagte, want is 'n kopskyf wat kom. Groot kopskyf waarna ou moet werk om te besef dat ons deel is van 'n groter gemeenskap met hierdie wat ons dan nou hoor vanoggend wat jy noem asset-based community mapping. Die vraag is dan, watter waarde sou 'n proses soos hierdie kan hê enigsins? Ek dink mense moet eintlik 2 vrae vra, nee, watter waarde het dit vir 'n gemeente en eintlik watter waarde het dit vir dan die groter gemeenskap? Ja, ek het toe ek ons gemeentelede nou uitnooi want ons is in die proses tans, toe sê ek sommer vir hulle meer aards, jou huis se waarde gaan ten minste dieselfde bly of opgaan en jou huis se waarde gaan nie agteruit gaan nie. Want dis wat gebeur in die hele wêreld. Is as ons gemeenskap waar almal mekaar geken het en liefgehad het en omgegee het en eienaarskap gevoel het, ons het privaat geraak, so dan word die gemeenskap maar net nog 'n woonbuurt en dan kom die stoute mense en hulle doen dwelms en hulle gooi gemors rond en hulle breek goeders en jou woonbuurt gaan agteruit.
So as jy vir my vra wat se waarde, die eerste waarde om weer eienaarskap van jou dorp en jou woonbuurt te vat, is jou gemeentelede se huise se waarde gaan geaffekteer word. As jy ergens ry na lê 6 homeless mense en slaap, die nuwe huiskoper gaan nie die huis koop langs die 8 drug addicts nie. So ek is nou baie aards en eerlik. Maar hoe jou plek lyk affekteer jou huiswaarde. So as jy vir my sê, is dit die moeite werd om hierdie goed saamskalk te doen vir 'n paar oggende, dan sal ek vir jou sê, wel, dit gaan letterlik 100 of 200 000 rand verskil maak aan jou huis se prys. Dieselfde met mense wat besighede het naby jou kerk en daai omgewing. So daar's 'n groot selfsugtige ding en dis hoekom ek sê die nie-Christene gebruik hierdie proses. As jy kyk, dorp van die jaar. Dorp van die jaar het ek nog nooit gehoor mense sê Jesus het hierdie dorp omgekeer en toe wen ons dorp van die jaar nie. Dis altyd hierdie sekulêre prosesse wat die mense buite die kerk volg en dan is daar nou 'n nuwe storie in Delmas en Senekal en Kroonstad en Kolini en al hierdie goeters en baie keer is die kerk die laastes wat daarvan uitvind. Partymal is hulle deel. Maar dis iets wat jy met rasionaliteit aan jou gemeentelede met hulle intellek kan oortuig van die selfbehoud en die selfbelang om dit te doen. En dan 'n ander een wat ek nou sommer met my kinders klein is gebruik, ek praat met die skoolhoof as deel van ons proses van die laerskool. In die hele laerskool is daar net 2 kindertjies wat met hulle fiets skool toe ry. Dis nie veilig genoeg nie. So dit kos elke ouer elke dag 2 trips in 'n kar met jou kind skool toe ry en veilig daar binne en aflaai totdat jy hulle weer gaan haal. Die gemeenskap het verdwyn. Ja. Dit pockets in 'n woonbuurt. En wat is die waarde hiervan? As ek nou gemeenskap doen vir die volgende 3 jaar, my kinders gaan skool toe kan loop en ry, want nie net is my huispryse goed, gee ons vir mekaar om nie, die plek word ook veiliger. En vir elke Suid-Afrikaner is die veiligheid van hulle woonbuurt van groot belang. So ek hou daarvan om eintlik meer selfgerig die eerste sales pitch te doen vir community mapping. Dit benefit jou op baie reële vlakke. En dan is ek is 'n kind van Jesus, so dan het ek nou nog ander waardes, die kerk wat se mense nie wegtrek nie, maar wat deel word. So daar's verskeie vlakke van waardes en ek dink dit is goed om dit vir myself te vra. En as jy vra hoekom gaan ons gemeente dit doen? Nie net om so hoog heilig te wees en te sê ons wil 'n verskil maak nie, maar om te verstaan dat om verskil te maak en my eie kern voortbestaan is verbind aan mekaar. En dan gaan dit eintlik net oor met integriteit te lewe elke dag, elke week, elke jaar en met integriteit 'n mens te wees in 'n plek wat God se koninkryk laat deurbreek. So dis ek dink dis die waarde daarvan as jy koop sommer vir jouself integriteit deur hierin te belê in tyd en klein bietjie geld, maar hoofsaaklik tyd en moeite. Klink dit vir jou waar waarde is? Dit klink inderdaad of daar waarde is. Ek sê intussen het die ander ouens by ons ingeskakel ook, so ek noem sommer net weer. Soos wat ons gesels, asseblief moenie huiwer, julle wat inluister, om ons te onderbreek of 'n vraag te vra of te sê ek hoor iets of ek wil graag iets sê of asseblief doen dit ook so. Ek wil sommer so, dan is ek so na die derde vraag toe so kon beweeg. Ek dink aan die vraag is maar ons hoor dit en dit klink aanloklik om so iets te kan doen en hierdie ideale by uit te kan kom, maar dan is die vraag maar hoe kan gemeentes dit in hulle eie konteks implementeer? As ek vir jou so 'n vraag sou vra, sê dis die ideaal dat dit gaan gebeur. Hierdie gemeente koop in. Hoe implementeer ons dit in ons eie konteks? Om eerlik te wees, iemand in die gemeente, en baie keer is dit nie die dominee nie, maar iemand moet net fokus en weet wat hulle doen, anders is almal gefrustreerd in die proses. So ek sou sê die heel eerste ding is iemand moet leiding neem van die proses om al die vrae te kan antwoord en om rigting te gee. En as niemand dit nog ooit gedoen het nie, dan kan jy dit een keer saam met 'n ander kerk doen of ek help partymal gemeentes daarmee
Jy kan Google en YouTube en dit 'n go gee, maar dit help verskriklik baie as jy 'n klein bietjie praktiese ondervinding het. En jy kan op 'n klein manier begin en dit dan groter vat. Ek wil sommer net 'n baie snaakse voorbeeld gee gou-gou om te wys hoe maklik dit is. Ek het eendag 'n kerk gehelp met mapping en die enigste een wat toe ietsie doen is die sonnaarskooljuffrou met die laerskoolkinders. En sy het dan papiere gevat en dan het sy laat elke kind 'n kringetjie maak, waar bly ek? En dan waartoe gaan ons as 'n gesin elke dag? Laerskool toe, Sondag gaan ons kerk toe, dan teken jy fisies jou eie map van jou lewe. En toe het hulle agtergekom, daar's 'n paar gesinne wat se klein kindertjies op hulle map van top 6 goed wat hulle teken, sê nou maar dis nou Spar en die kerk en die skool en ons beste vriende en die kinders het die drankwinkel ingeteken. So dit is 'n regular stop vir pappa en mamma wat die kinders sien as deel van hulle gemeenskap is Ultraliekers of Solly Kramer of wat ook al. En toe hulle daardeur dieper delf, toe kom hulle agter daar's major issues van alkoholisme en selfs mishandeling. En daai het uitgekom nooit in 'n sonnaarskoolklasie nie. Maar toe die kind onwetend 'n map teken van hulle lewe, toe wys dit wat gaan aan. So mapping kan so eenvoudig en klein wees soos om 'n laerskoolkind te laat kringetjies maak en streepies van waartoe beweeg jy, wie is my huidige community, is eintlik net 4 plekke. Of ek Saterdag stap ek in die park, Sondag dit, Maandag dit, en gewoonlik is die winkelsentrums, maar die katedrale van so mapping oefening. So jy kan verskriklik klein begin. So jy hoef nie die hele ding perfek te kan doen as jy nog nooit geoefen het nie. Nou gaan ek die proses sê, want as jy sê hoe kan my gemeente dit doen, dan gaan ek nou, dis nou die moeilikste deel van ons gesprek. Ek gaan nou 6 goeters noem hoe dit werk. En dan gaan jy kan self sê, kan my gemeente sien ons kans hiervoor of nie. Die eerste ding is jy moet, as jy weet nou wie neem leiding en wie's deel daarvan, miskien 3 kerkraadslede, 'n dominee en 'n volunteer, wie is jou kerngroepie, dan is julle nou reg om te begin. So wie is die spannetjie wat begin? Dan is die eerste ding is, jy moet jou grense identifiseer. En in ons geval van ons gemeente het dit amper jare gevat. En dis 'n ander grens as jou NG Kerk wijksgrens. En dit is nie net, hier is die kerk, vat 'n toutjie en trek 2 kilometer om. Soos in 'n stad sal jy tipies 1 kilometer radius maak, maar in die platteland sal jy dalk 20 kilometer radius maak. Maar jy moet 'n deelnemende gesprek hê oor wat is ons grense. En ek sê jou nou, net daai gesprek maak baie wonderwerke oop en leer jou kyk en dink. Ons het agtergekom, ons het by ons het ons 'n Engelse universiteit. Maar hy val vir die mense buite ons grense. Want wat het ons nou te doen met jong swart Engelse studente? So hy is buite ons grens tot vandag toe. Want dit is nie vir ons 'n prioriteit nie. So die oefening, die eerste stap om jou grense te bepaal, is verskriklik belangrik. Nou wat doen ons met 'n grens? Is ons sê nie, hier is my grens, as jy in is, as jy in, as jy uit is jy uit nie. Ek het 'n grens en binne daai grens, so maak hom klein, vat ek volle verantwoordelikheid. Vir potholes, vir verf, vir skoonmaak, vir veiligheid, vir fietsry, vir mekaar ken, vir feeste. Binne my grens vat ons volle verantwoordelikheid. Nou wat 'n rol speel is, ons het net hier by die pad op, is haar Rema groot kerk. Nou dit speel 'n rol, want omdat Rema daar is, het dit ons grens hiernatoe verskuif, want ek voel, nee, daar kan Rema dit doen. Hierso gaan ek dit doen. En hier het ons 'n ander NG buurgemeente, hulle het ook 'n invloed, so daai laerskool val onder hulle, so as jy jou grense doen jy nie net wat jy dink nie, jy dink ook aan wie is die ander mense wat God geplant het, en dit kan NG kerke wees of nie, en hulle vat verantwoordelikheid, maar jou grens is om te sê, in hierdie deel, by ons is dit omtrent 1,5 kilometer, moet 'n snaakse vorm, vat ons volle verantwoordelikheid. So dis fase 1 van mapping. Ons gaan al ons mapping in daai area doen, maar dan het jy nog altyd bure.
saam met wie jy kan werk. So as jy buite my grens val, dan beteken dit nie ek werk nie saam met jou nie en ek nooi jou nie na my goed toe nie. Dis maar net 'n tweede vlak en ek gee vir die mense altyd maar net Handelinge 1:8. Jy sal my getuie wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot in die uithoeke. So hierdie is om jou eerste kringetjie te maak, maar dit beteken nie ons ignoreer die ander kringe nie. So dis stap 1 as jou gemeente hierdie wil doen, gaan jy met mense moet sit fisies met kaarte en lyne trek. Afstand gewoonlik is 'n pad, 'n groot ding. Ons het 'n N1 highway en dis ons een grens. Dan het ons hier onder 'n golfbaan en in praktiese terme is ons nie aan die kant die golfbaan nie. Daar's lidmate wat daar bly, maar dis nie ons plek nie. So daar's visuele goed wat jou grense affekteer. 'n treinspoor is die klassieke voorbeeld, aan die kant die treinspoor en jy kan intentioneel wees daaroor whichever way. Maar die eerste punt is, bepaal jou grense en is altyd 'n stippellyn grens. As iemand nou net buite dit bly, ag, come on, jy gaan nie daar worry nie. Maar jy weet waar is jou eerste fokus, want in ontwikkelings, vir elke ja wat jy gee, impliseer dit 1000 keer nee. So jy moet jou gemeente sterk maak om vir 1000 goed nee te sê, om vir een ding ja te sê. En die grense help daarmee. Dan tweedens, kry jy mense wat inkoop in jou proses. So ons het dadelik 30 van die grootste maatskappye en organisasies gekry om saam met ons die mapping te doen. So nou het ons nog nie eens begin nie, maar ek het my klein groepie, ons het ons grens en nou kry ons soos die top 30 of die top 50, die slaghuis en die laerskool en die hoërskool en die dit en jy kry jou mense wat dadelik inkoop en teken, hulle teken fisies en sê ons is in, kom ons ruk hierdie plek reg, kom ons leer mekaar ken, kom ons maak 'n gemeenskap van hierdie buurt. En dan as jy by mense kom, dan wys jy vir hulle daai 30. So dis nie die NG Kerk wat dit doen nie, dis die NG Kerk en die laerskool en die dit en die jy koop eintlik kredietwaardigheid om te wys al hierdie mense wie jy vertrou, selfs die hardeware winkel, hulle is deel van ons proses. So die kerk kan nie net aankarring en doen wat hulle wil nie. Jy kry jou top stakeholders in jou gemeenskap om in te koop. En dan is jy eintlik eers reg om te begin. En die mapping het dan 2 fases. Die eerste een is net om 'n lys te maak van alles. Ons het 30 kategorieë wat ons mee werk. So dis ietsie van 'n kategorie, watse parke het ons, watse natuurlike bates het ons, watse spasies het ons. Nou meeste mense sien daai as probleme, maar dis eintlik bates. Daar's net miskien dalk dan struggies daar. Jy weet of rommel, maar dis eintlik 'n bate om 'n park te hê. So 'n park, skole, kleuterskole, kerke, diensverskaffers, informele besighede, kuierplekke, restaurante, so jy het al hierdie kategorieë, en jou eerste werk is net om 'n lys te maak. Wat is community mapping? Maak 'n lys van alles. Daar's 'n oom wat swembaddens regmaak, hier's dit, hier's dat, jy maak 'n lys, en ons lys is nou so 180 groot in ons proses. Ek raai, ons gaan oor die 300 by uitkom, van assets wat ons in ons lys neersit. Baie prakties die hoe. Ek maak daai lys in Excel. Moet dit nie in Word maak nie, dis in Excel. En as jy klaar is met jou lys gevorder het in Excel, dan gebruik jy Google Earth Pro. Moenie gewone Google Earth gebruik nie. Download Google Earth Pro en dan vat jy jou hele lys se 300, dis harde werk, en jy gaan plot dit digitaal, het jy jou eie file in Google Earth Pro, so dan reflekteer jou lys, is dan ook beskikbaar as 'n kaart. So jy moet daai al twee doen. As jy klaar hierdie lang lys het van 300 bates in jou gemeenskap, selfs 'n individu wil ek sê kan 'n bate wees. Veral sê nou maar so by ons Connie de Villiers bly in die buurt. Hy sommer, ek gaan nie elke ou se naam neerskryf van elke huis nie, maar gaan Connie de Villiers neerskryf, want hy's 'n bate wat hier is. Onaktief dalk, maar hy's 'n bate. So jy kan self jou kategorieë skep en ek sal dit moet deel op met mense wat sou belangstel. As ons nou klaar ons lys het van 300 plekke wat ons net weet, dis die adres, dis die naam, dan begin die magic. Nou, ons einddoel is om mekaar te ken en 'n community te wees. Nou maak ons spannetjies en ons gaan nou na al 300
bates toe gaan. Ons gaan 'n foto neem, ons gaan 'n tag op die map en belangrikste, ons gaan weet wie is die eienaar, wie is die bestuurder, wat is hulle selnommer en ons gaan daai inligting by hulle kry en ruil daarvoor gee ek vir hom sy lys van 300 mense. So ek kom klaar met 'n geskenkie daaraan. Ek sê, jy geweet, dis hierdie 300 mense met hierdie kategorie is hier. Jy het 4 plekke waar jy jou slephandjie kan regmaak. So ek bied vir hom my eerste lys en dis 'n aanknopingspunt vir verhouding bou. Dan sê ek, ons wil net persoonlik in touch wees hier. As die mense begin goed afbrand, dan weet ons wie bel vir wie. Jy kan enige angle gebruik. Dis eintlik soos evangelisasie tegnieke. Hoe praat ek met 'n ou? En dan vind jy uit wat is vir hulle belangrik. Maar dit beteken, nadat ek my lys gebou het van wie is hy, nou maak ek persoonlike koneksie met elkeen van daai mense. En as dit 'n plek is sonder 'n naam, dan neem ek 'n foto en ek vind uit aan wie behoort die grond. O, dis die stadsraad. Wie is my counselor? So mapping is werklik om navorsing te doen. Behoorlike navorsing te doen. Nou het ons die persoonlike kontak van al hierdie mense en dan in die proses bring ons 'n verslag uit en dis waar jy budget moet hê. Jy bind 'n beautiful harde kopie boekie wat wys in font en blou. So hierdie al die kategorieë, dis almal wat hier is, dis wat beautiful is en jy sit sommer storieetjies by. Jy sit 'n foto van 'n boom en sê onthou julle Toby Cronje het sy girlfriend verneek onder hierdie boom of jy weet sulke goeie, so jy bring selfs menslike goed in jou boekie in. En dan het jy nou daai boek, party mense verkoop dit. Ek dink as 'n kerk is dit amazing om dit te kan gee. Nou gee jy vir elkeen van hierdie 300 mense kry nou die finale boeke soos 'n Yellow Pages, maar dis updated en is nie net internet inligting nie. Hierdie is alles mense wat jy in persoon mee geskakel het, so dis betroubaar, dis seker gemaak. Dis nie net sommer nonsens goed wat nie akkuraat is nie, so dis up-to-date inligting. En enige kerk en enige besigheid, enige skool, sulke betroubare inligting wat ingeprop is by mense wat mekaar ken, dit is van onskatbare waarde. Want dis jou kliënte, dis jou toekomstige lidmate, dis jou vennote as daar probleme is, dis die mense saam wie jy goed gaan doen. Wat gebeur in hierdie proses as ons nou die name en die nommers by die lys sit, is jy kom vinnig agter die tannie op die hoek en die skoolhoof, almal wil bossies uittrek in die hoofstraat. En nou gaan ons in plek van, en jy notuleer dit, en in plek van om elkeen sy eie ding self aan te karring depressief, gaan ons 'n dag reël wat 100 besighede saam gaan, ek gee nou sommer 'n stupid voorbeeld, saam gaan bossies uittrek. En dan het jy onmiddellik 'n ander energie in jou gemeenskap, soos wat jy hierdie persoonlike koneksies maak, gebeur daar iets. Aan die einde van hierdie verslag, nou het ons 'n netwerk, nou ken ons mekaar. En dan, baie belangrik vir kerke, en ek sê dit altyd, dan sê die dominees, ja, en dan as ek weer kyk, dan doen hulle die teenoorgestelde. Moenie nuwe goed uitdink nie. Dit wys nie respek nie. As ek hierdie netwerk gebou het van 300 assets, gawes van God, dan moet my nuuskierigheid my vat en sê, wat doen hulle reeds wat pragtig is? En my kerk ondersteun die goed wat reeds aan die gang is. Dit is vir my christelik, dit is vir my mooi, dit is vir my heilsaam. Ek wil nie nog 'n clever dominee wees wat nog nuwe goed uitdink nie. Ons wil mekaar ondersteun in ons huidige goed. En dit kan jy vir 2 jaar doen. En eers as jy daai vertroue en respek opgebou het om sonder ekstra geld mekaar te ondersteun in ons gewone goed, dan kom maar eers aan die einde 'n fase wat die academics noem co-creation, om saam nuwe goed te skep. Dan kom ons eers met idees vorendag wat sê, ja, imagine ons plant 100 bome in die parkie, wat avows gee, sien 'n stupid voorbeeld. En dan doen 5 kerke dit dalk saam. Maar daai co-creation en om nuwe mooi goed te begin, kom eers heel aan die einde van hierdie proses. En dan die laaste enetjie, om probleme op te los. Dit kom nog eers na dit. Die probleme los hulle eintlik self op. As ons al hierdie ander goed reg het,
dan sien ons, dis nie eens iets waaroor ek en jy praat, om gou-gou 10 potholes vol te maak, of om gou-gou die straatname oor te verf. Dis sommer net soos wat jy by die huis skottelgoed was. Dit het nie 'n workshop nodig nie. Jy was die skottelgoed, ek was die klere, hang dit op die draad, fix die pothole, verf daar, maak hier skoon. Die probleme sort jy uit. Dis nie die drywende faktor van vrees van, hoe gaan ons hierdie hoel regryk nie. Nadat die verhoudings geskep is, nadat ons mooi goed saam doen, nadat ons nuwe mooi goeders doen, daai probleme wat jy gedog het jy het, die prosesse in die hele wêreld wys oor en oor, die mees effektiewe manier om die nood aan te spreek, is om nie die nood aan te spreek vir baie lank nie, want jy oorwin die kwaad deur die goeie, nie deur 'n beheptheid om te fight kwaad vir kwaad nie. En julle kan maar dink in ons land, baie mense sê, genoeg is genoeg, slaan terug, ons gaan hom nou vat. Maar die hele ingesteldheid na die gemeenskap toe is een van spitefulness en beterwetigheid. En hierdie proses wat ek hopelik nou verduidelik het, is een werklik van nederigheid, selfkenosis vir die teoloog, selfontlediging, waar ons werklik ons gemeenskap leer dien, as klein lede van 'n groter prentjie. So dis die proses. So as jy vir jou gemeente sê, wil ons mapping doen, dan moet jy weet, sien 'n kans vir hierdie hele storie, dis 'n groot strategie, en dit gaan vir jou ten minste 'n jaar of 2 neem, en jy moet dit behoorlik doen, anders gaan jy net jou eie naam gat maak. So, hoe kan my gemeente mapping doen? Jy kan spelletjies speel soos laat die kindertjies kaartjies teken, maar vir die werklike proses moet jy weet, om 'n dorp te verander is nie kinderspelletjies nie, jy moet fokus, en jy moet opsign vir 'n proses. Proses is nie moeilik nie, maar dit vra dat jy vinger trek. Goed, Skalk, hierso is iemand wat so 'n vraagie vra. Ek weet nie of jy die vraag daar aan jou kant kan sien nie. Lees. Indien nie, lees ek hom graag vir jou. Iemand vra hierso, Skalk, sal jy reg aan die begin wel 'n eindpunt of 'n einddoel skets? Dis 'n great vraag. Die antwoord is eintlik nee, want dit breek die proses om te vinnig 'n einddoel te skep. Tog al sê jy dit nie en al hou jy terug, het ons almal prentjies in ons koppe outomaties. Die een ou wil tog net hê die druggies moet verdwyn, die ander een wil tog net hê sy kind moet 'n fiets skool toe kan ry. So ons almal het iets wat ons wil hê. Die enigste einddoel wat ek declare is mapping, bou 'n gemeenskap, 'n netwerk. Dit maak almal wat nou anoniem is, dat ons mekaar ken en vriende word. Dis al wat ek op die tafel sit. Dis ek sê ek wil 'n woonbuurt, 'n gemeenskap maak. En die verskil is, ons 4 wat nou vir mekaar hier kyk op die skerm, ons ken mekaar, ons weet wat se kos like die ander een om te eet, ons weet hoeveel kinders het elkeen, en as jou kar 'n papwiel kry, dan bel jy sommer vir Skalk. Hoekom? Want jy ken my. So die enigste doel van mapping wat ek werklik neersit, is ons is behep om mekaar te leer ken. En dis natuurlik ook vriendskapsevangelisasie, né? Maar ons wil mekaar leer ken. Dis my einddoel, is altyd die netwerk. Die vriendskap is my beginpunt, en is my meganisme, en is my einddoel. Is 'n beheptheid met vertrouensvriendskappe tussen mense wat nie voorheen vriende was nie. Dis wat 'n gemeenskap anders maak as 'n woonbuurt. So ek dissiplineer my, al het ek weens my ervaring baie oulike idees en baie goed wat ek die mense na toe wil vat. Ek skryf dit in my joernaal en ek bid met die Here daaroor, want dit is belangriker dat iemand anders deur die proses daai goed self ontdek. Dis soos jou kind. Jou kind moet self die ding ontdek, het help jy vat 'n kort pad en wys vir hulle alles nie. So die proses bring die magic. En om te frontload kan baie destruktief wees vir die proses, behalwe dat ons moet weet ons almal is op 'n agenda waar ons 'n gemeenskap wil wees met mekaar ken. So ek sou Aspirus teruggehou het, maar ek bid daaroor en ek skryf dit in my joernaal. En dan is dit so spectacular hoe jy agterkom 'n besigheidsman wat nie eens in die kerk is nie, en die het altyd dieselfde einddoel gehad. En dan op 'n stadium bring die Here dit bymekaar
En dan is dit vir almal so lekker om te ontdek, Jessie, Albert, hierdie droom wat jy gehad het, is nog heeltyd in my hart ook. Ek dink nou aan Senekal, Frans Cronje. Hulle het vir die eerste keer in 30 jaar 'n dorpswembad. Meer as R1 miljoen gekos, maar hulle hele dorp se revival is rondom die swembad. Nou ek sal nooit 'n proses begin en sê ek like swem, ons gaan hier 'n swembad in die dorp bou nie. Maar deur die proses ontstaan so 'n droom en raak simbolies eintlik vir die vernuwing van die plek. Vir alles 'n dominee, vir alles 'n leier is my beste gift om dit terug te hou en laat die Here nie deur hierdie donkie praat nie, maar dalk deur ander donkies. Dis 'n goeie vraag. Capture dit en hou hom terug. Ek wil dit amper nou met jou vraag wat jy antwoord, wil ek nou eintlik sê, dis nou amper daai cliché antwoord, vertrou die proses. Dit is vertrou die proses, maar vertrou die Here en laat jy nie slimmer is as al die ander mense om jou nie. So dit is vertrou die proses, maar die proses is nie abstraksie wat ek nou maar net in blinde geloof die proses vertrou nie. Die proses sê, God weet beter as skalk, en my bure, wat ook saam met my hier bly, weet 10 en ook dalk beter as skalk. Baie moeilik vir dominees om dit te dink. Maar dis die waarheid. So vertrou jou eie nietigheid, al het jy die goed geswat. So ja, dit is proses, maar meer nog, het is direk vertrou die Here, en vertrou dit van die Here in ander mense, wat nie lyk en klink soos ek nie. En ek dink, jy het nou al so 'n bietjie in ons gesels ook daarna verwys, dat julle daar by julle in die gemeente, dan ook wel dit al geïmplementeer het, en iewerste al 'n klomp mooi werk gesien het, en goed gesien gebeur het. So ek wil eintlik dan, as ek mag, dit waag om te vra, maar waar daar in Randburg, in julle gemeenskap, waar trek julle dan ook in hierdie proses? Ja, ons is in Fontainebleau, is 'n klein woonbuurtjie. In die ou dae was dit arm, toe is dit ryk, nou is dit weer arm. Dis hoe die plek verander. Ons het ons grense mooi geïdentifiseer. Ons het afgeskop met die proses. Ons is amper klaar met daai eerste lys. Ek het 'n lidmaat wat help met die Google Pro. So ons is besig met 'n spannie. Ons het 'n lekker spannetjie wat saamwerk. Die probleem wat ek eerlik vir julle wil sê is, ons het met 1500 lidmate, waarvan sê maar 400 nou kinders is, 1000 mense, en nie eens 20 wil hiermee betrokke wees. En in Skalk het ons een van die experts in die land om dit te doen, en ons eie gemeentelede, is daar nie 20 uit 1000, wat genoeg omgee vir hulle bure, of hulle huisprys, of vir die veiligheid van hulle kinders, of die voortbestaan van die kerk. Pick any one of the 1000 reasons. Daar's nie eens 20 wat sal opdaag om hiermee mee pad te stap nie. So ons wil die liefde van Jesus uitleef, wil die evangelie verkondig, ons allerlei dinge doen, maar om regtig hierdie te doen. So as jy my vra, waar is ons? Van my kant af in die proses, in die klein groepie, baie oulik, ons is besig om deur dit te gaan, ons is in die eerste lys, ons het dit nou in Excel en op Google Earth Pro, en ons het al 'n paar workshops gehad, en so Sondag aand gaan die belydennisklas weer stap, en hulle almal neem foto's en reflekteer oor wat hulle sien. So ons doen goeders, maar dit is op so 'n mikrovlak, dat die gemeente reis nie saam in ons eie community mapping nie. En ek het hierdie in 2019 ook begin. Die COVID nou gebeur en alles, toe werk dit nie. En die keer het ek gesê, ek gaan te arrogant en arrogant wees om op te gee. So al is dit 20, gaan ek vir hom deurvat. En dan vat dit my 5 jaar. Want die opsie om net te sê, ag ek sien lus vir hierdie werkswinkel nie, ons gaan dit nie doen nie. Ons kan nie, dit is te groot prys wat jy sal betaal om nie hierdie deel van jou DNA te maak nie. Jy moet nie dan later kom huil as die deure toe gaan nie. So dit is vir my te belangrik, en waar is ons? Ons is op 'n plek waar 'n klein groepie excited is en daarin glo, maar die 95% link dit nie aan inkarnasie of Jesus of naaste liefde of lief vir jou vyande of diensbaarheid. Hulle link dit net nie. Elkeen is besig met sy eie gesin, geld te spaar, veiligheid
nog security om die huis te sit. So ek wil maar net rou eerlik wees oor hoe moeilik dit is vir 'n kerk om 'n gemeente betrokke te kry hierin. Moeilik dominees ook, hier sit die almagtige vier van ons, party sal die video's kyk, is nog moeiliker van hier af om die gemeentelede op te kry. En dit is jou taakie, so as jy kan by 'n besigheidsman of iemand in jou vertroue aan die begin budget kan kry, laat daar by al die goed lekker kos is en jy mooi boekies kan print, dan sê ek sê mik om tussen 20 en 50.000 rand te kry vir hierdie projek, wat dit net so bietjie die beloon wat deel is. Soos wat nou by ons gebeur het is, heel aan die begin, toe ontdek ons swart mense en kleerlingmense wat hier rond eier en hulle hou van wat ons doen, en die een vind ons toe uit, het 'n asset, hy kan goed verf. En toe spandeer ons dadelik R3.000 om stencils te koop. En nou het ons 'n klein spannetjie, wit, colored en swart, wat rondgaan en al die straatname wat die bordjies is lankal gesteel, maar dis wat geverf is op die sypaadjie is ook verweer, jy sien nie wat strate nie. Nou het ons hierdie klein groepie wat 'n Suid-Afrikaanse vlaggie verf en dan die straatnaam mooi met 'n stencil professioneel verf. Dit moet eintlik heel aan die einde gebeur. Maar omdat die Here dit klaar voorsien het, terwyl ons proses doen, is daar 'n groepie wat begin straatname verf. En dit maak mense geïnteresseerd, dit kindel 'n bietjie hoop. Maar daai stencil het R3.000 gekos. So jy gaan altyd geld nodig hê. Nie groot geld nie, maar om jou assets te maximize, is dit altyd lekker om 'n geldjie te hê. Veral as die momentum stadig is, dan wil jy nie hê, ons gaan nou nie verf nie, want niemand het R200 vir verf nie. Daar moet hulpbronne wees, en daai hulpbron hoef nie uit die kerk se koffer te kom nie, want jy doen hierdie vir die gemeenskap. Petrolstasies, ons het in 'n kilometer 5 garages, Sasol, Shell, Estron, Engen, wat. So net as die garages saamwerk, het jy eintlik klaar goeie momentum vir jou gemeenskap. Maar jy moet uitvind wie is die eienaar, jy moet met hulle koffie drink. So ons is op 'n plek, ek's opgewonde en harregat. Maar die meeste mense sê, ja, amen, dit klink right, go vir 'n dominee. Maar om regtig en dalk moet hulle maar eers die benefits sien en proe. Hoe lyk dit? Een van my spanlede sê, hulle het nou die aand gedroom, Fontainebleau wen dorp van die jaar. Nou, ons is nie 'n dorp nie. En ons is nie dorp van die jaar as daar een was vir hier nie. Maar ergens gaan mense se drome opvlam, omdat ons prakties iets anders leef, sout is en lig is. So ja, ons is so reg in die middel van die proses en ons sal graag al ons mislukkings. Met die een workshop wat ek doen, daar gaan 18 op, waarvan helfte in my kerk is, helfte van buite. Die ander een is ek dodelik siek, ek gaan druk deur, doen die workshop, hier is 2 mense. My Saterdagoggend is ek weg van my vrou en kind af vir 2. Dis nie wel, ons 3 is nou hier, kom ons neem dit maar op, want dan kan ons dan vir die wat uitstedig is, deel maak na die tyd. So jy vat dit nie persoonlik nie, you roll with the punches en jy hou aan. Of dit vir 100 of 1000 of vir 2 is. So sometimes it's a lonely job, maar ek wil jou, as jy nou nog hierdie video kyk, behalwe dat jy 'n lewe moet kry, dis moeilik en dit vat lank en ons moet mekaar maar ondersteun daarin, want dit is nie maklik om mense te laat opdaag nie. Ja, kan ek dalk Dion 'n gordyn oopskuif om te kyk na iets wat dalk 'n liggie kan laat skyn op hierdie mapping in sy groot prentjie. Ja. Dit is naamlik die aanloop tot die verkiesing wat oor 'n week en 'n half gebeur. En ek lees nou maar oral langs die pad as ek ry na al die groot advertensieborde en wat sê elke politieke party. Dit sê nogal baie of dit sê amper niks nie. Maar in vanoggend se beeld op die voorblad is daar 'n baie aangrypende resultaat van 'n ondersoek wat gedoen is deur Universiteit van Johannesburg se sentrum vir maatskaplike ontwikkeling in Afrika. En hulle het 5 hoofredes aangestip deur middel van hulle navorsing hoekom
mense vir 'n politieke party sal stem. Die eerste een is werkskepping, tweede een verbetering van mense se lewe, derde een verbetering van dienslewering. Nou, daai eerste drie saam gaan oor ons wil beter lewe. En dit sluit dalk aan by hierdie mapping in elke omgewing. En dan eers kom daar maatskaplike toelaas en vertroue in daai spesifieke politieke party. So die vertroue is redelik laag af, dit gaan oor wat gebeur. Goed, Jy- ek wil sommer ekskuus. Ja, Jy is welkom. Skaap asseblief. Nee, ek wil net sê, Albert, die goed wat jy oopmaak deur hierdie baie praktiese voorbeeld, laat klomp dinge in my verstand aanwakker. Vertroue is laag, maar ook om prakties resultate te kan gee, is vertroue nodig, so dis so 'n bietjie hoender en eier. Ek wil 'n kommentaar lewer deur te sê, eerstens om koerant te lees is deel van mapping. Beeld, maar ons het Randburg Sun en dit, so daar's ander maniere wat deel is van jou mapping, is om te kan luister vir die Here ook deur die koerant, né? En deur die universiteit. So ek dankie daarvoor, Albert. Om 'n slaggat reg te maak, sê baie mense vir my, hoorie, dit is die politisie se werk. Dis die regering se werk. Hulle kry belastinggeld, hulle moet dit doen. Jy cover nou hulle sondes. Of om 'n plek mooi te maak of netjies te maak, dan sê hulle dis die munisipaliteit wat dit moet doen, nie ons nie. En dit is definitief die waarheid, maar in 'n verrotte struktuur is dit eintlik baie polities om 'n pothole reg te maak, want jy expose die persoon wat niks doen nie, en jy laat die gewone landsburger besef, dis my dorp, dis nie die ANC se dorp nie. Hulle sê, it's not my job, but it is my neighborhood. Dis wat die gesegde wat hulle sê. So om te sê, jy word betaal met my taxgeld om dit te doen, en jy doen dit nie, ek en my bure gaan dit nou doen. Dit is baie polities, en daar selfs navorsing wat wys, dit sal maak dat iemand meer waarskynlik is om by die volgende verkiesing te gaan stem. Want jy weet, jy kan 'n verskil maak, jy het 'n stem, jy het hande, jy het voete. So hierdie hele proses, behalwe die ander voordele, het groot demokraties politieke voordeel in dat jy maak die burgerlike samelewing weer wakker. En sê, in 'n demokrasie is dit ons gewone mense se plek. Dis nie die politicians se nie. En ek gaan nie hulle permissie vra nie. Ek gaan regmaak, ek gaan mooi maak, ek gaan veilig maak, totdat ons so wakker skrik, dat ons op die einde beter leer stem, en beter diensleweraars aanstel. So ek dink, nie net die praktiese goed nie, maar wie se job is dit om vir my 'n werk te kry, services te gee, ensovoorts. Dit is 'n baie interessante dinamika tussen die landsburgers en die sogenaamde politici, en hoe ons mekaar affekteer in 'n demokrasie, maar ek wil nou nie te diep op ingaan nie. Maar in geval. As die een ding nie werk nie, dan moet jy hom op 'n ander manier doen. En die boere ken van guerrilla oorlogvoering, en dit is volgens my 'n goeie beginpunt, om so 'n klein deur guerrilla strategie vertroue te doen, en dienslewering, en werk te skep, soos hierdie mense wat nou naampies verf, ensovoorts. Okay, ek stop, want ons tyd is min. Baie dankie. Dankie Skalk, dit was lekker om so saam met jou te gesels, en ek wil amper sê vir ons 'n nuwe wêreld oop te maak. Ek wil vir jou vra, as jy vir ons sou kon afsluit en sê, ek wil julle stuur met 5 wenke. Wat sou dit wees? Ek gee vir jou 5 wenke uit hierdie gesprek uit. Wat 5 wenke met jou saam? Wat sou dit wees? Ek weet nie of ek by 5 gaan uitkom nie, maar ek wil sê, jy moet jou lyf aan die gang kry. Ons almal is heeltyd in ons koppe. Kweek nuwe gewoontes, sodat daai gewoonte jou iets anders leer. So, het jy vanoggend self jou bed opgemaak, al het jy bediende. So dit klink nou stupid, but trust me, dit werk. Het ek my bed opgemaak, as ek by my huis uitry, en al lê papier in die straat,
of een of ander haas het nou weer 'n postertjie opgesit wat sê Painter, Phone, Enoch of Thatch Roofing dit of Penis Enlargements, stop ek my kar en haal ek daai gemors van my uit. En as ek nie my bed opgemaak het nie, gaan ek nie daai bordjie afruk in my straat nie. En dan wat ek ook doen is ek bid oop oë terwyl ek ry. By die stopstraat begin ek en dan het ek merkers en ek bid die Onse Vader